En luister steeds na Delf steeds dieper en dit is vir my baie lekker om verder te kan gesels met Elizabeth Jordaan. En Elizabeth het 'n woeste studie gaan maak van die lewe en die bydrae van Andrew Murray en ons het begin gesels oor onderwys. Elizabeth, onderwys was omtrent non-existing en Andrew Murray was die man wat dit aan die gang gekry het in Suid-Afrika, in die binneland veral, né? Ja, dit was in die laat 19de eeu. 19 beteken is die 1800s, Ja. Hier in die later dekades, was Andrew Murray die moderator van die NG Kerk. Hy was 'n evangelieprediker, hy was 'n sendeling opvoeder en hy het baie onderwyskolleges help stig waar hulle onderwysers opgelei het en onderwyseresse vir Christelike onderwys in die land. En hy was een van die mense wat beding het dat hulle iets begin het met die naam van volksskole. Volksskole was waar die moedertaalonderrig in die taal van die volk was van daardie tyd. So op daardie stadium het hulle nog Hollands gepraat in Suid-Afrika, natuurlik Engels. En die openbare skole het Engels as taalmedium gehad want die regering van Suid-Afrika was deur die Britse regering. So daar was 2 skoolstelsels dan in Suid-Afrika en toe Andrew Murray begin met kerkskole. Dat die kerke het skole begin in dorpe en dit het oorgegaan na volksskole wat dan deur 'n skoolraad bestuur is. Dis hoekom ek en jy in 'n Kroonstad volksskool was, né? Ja, ja. En ek het dit glad nie eers daaraan gekoppel toe ek 'n kind was nie. Ja. Ons het dit nie geweet nie. Maar Andrew Murray het nogal 'n interessante toe hulle vir hom vra, nou hoe kom dit dat jy nou belangstel hierin? Toe vertel hy van sy ervaring op die platteland as hy moet kinders doop, dat ouers het nie die vermoë om daai kinders 'n Christelike opvoeding in die ouerhuis te gee nie. En dan het hy 'n boekie begin skryf van Raising Your Children for Christ, oor wat nou die Engelse vertaling is, maar dit was ook in Afrikaans, die kinders vir Christus, en om vir ouers te help. Hoe moet hulle kind begelei? En daar sluit hy in byvoorbeeld die waarde van huisgodsdiens elke dag. Sure. En die effek wat dit op kinders se ontwikkeling het. En natuurlik op die ouers se ontwikkeling ook. Omdat meeste ouers was ongeletterd, hulle het nie eie skoling gehad nie. Party van hulle kon wel lees, maar hulle kon niks verder, hulle het geen skoling verder gehad nie. En Andrew Murray en ook die regering en die kerk in die algemeen het gevoel daar's 'n groot leemte in Suid-Afrika vir onderwys. Dit was nou nog net onderwys aan die blanke bevolking, wat die kerk bedien het op daardie stadium. Dit het nou nog niks te doen gehad met onderwys van die swart bevolking in die land, wat eers later natuurlik begin is. Maar Andrew Murray erken dat sy kennis van die sake moes hy ook kry by mense wie se boeke hy gelees het. En hy sonder veral 2 persone uit. Die een is 'n boek met die titel van The Life and Letters of Edward Thring. En Edward Thring was iemand wat in Engeland by Eton College op skool was en daar het hy 'n klomp goed belewe. Veral skryf hy in daai boek vir predikante sowel as 'n onderwyser hulle moet verstaan en weet dat die mees veragterde lering, dit is iemand wat agtergeblewe is, kan ons vandag sê, net soveel aandag op 'n onderwyser se net soveel aanspraak op 'n onderwyser se aandag het as die slimste kinders in die skool. Sure. Edward Thring was een van die grootste opvoedkundiges van die vorige eeu, dit was die 18de eeu, en hy het sy skoolloopbaan by Eton vir 'n Engelse openbare skool het hy sy skoolloopbaan voltooi. En toe hy die skool verlaat, wat hy eerste gestaan in al sy vakke en hy was die sportkaptein. Maar hy het heeltyd gevoel dat daar 'n groot onreg gepleeg word in die skool.
Hy het opgemerk dat onderwysers baie moeite doen met skranderkinders, sodat hulle hoë punte kan behaal om universiteite toe te gaan, en sodoende ontvang die skool groter eer in die land. En dan kinders met laer punte, wat die grootste deel van die skool uitmaak, aan hulle word minder aandag bestee, want hulle was nie belangrik vir die skool nie. Sure. En hy het gemeen, dis nie eerlike gedrag teenoor die ouers nie. Natuurlijk. Wat net soveel betaal vir daai skool, as wat die ouers van skranderkinders doen. En wyse kinders dan nie die noodwendige aandag kry nie. Toe het hy nou gaan studeer en 'n predikant geword, en toe begin hy ook skool gee by skole waar dit werkende mense was. So hy begin nou daar skool gee, en hierdie werkende klasse het was glad nie geskool daarby nie. En met al sy universiteitsgeleerdheid kom hy agter hoe 'n moeilike taak was dit om die sleutel te kry tot die verstand van hierdie agtergeblewe kinders. En nou wil ek dit deurtrek na Suid-Afrika se situasie toe vandag. En hy het gesê hoe slegte die materiaal is waarmee 'n kunstenaar moet werk. Dis nou as jy nou 'n kunstenaar is. Ja, sê nou jy maak nou 'n standbeeld of iets. Hoe groter moet die bekwaamheid van die kunstenaar wees om iets goeds uit slegte materiaal te kan skep. En dis hoe hy hierdie agtergeblewe kinders benader het. Wow. En hy het gevoel dat as hy misluk om 'n indruk op hierdie kinders te maak, is dit tot sy eie skande dat hy dit nie kon regkry nie. Dit het niks te doen met die skool nie, dit het niks te doen met die kurrikulum nie, dit het te doen met sy eie onvermoë om hierdie kinders te bereik. En dit het hom besiel om te volhard. En later het hy die hoof geword van 'n groot skool, en hy het gesê, hy het dit te danke aan hierdie beginsel, dat die swakste leerling in die klas het net soveel aanspraak op die onderwyser se aandag as die beste leerling. En dis 'n beginsel wat in arm skole toegepas moet word, en Andrew Murray het dit gesnap en gesê, as ons onderwysers oplei, moet ons vir hulle hierdie sleutel gee. Jy moet daai verarmde, verachterde, agtergeblewe kind moet jy bereik en die sleutel kry om sy verstand oop te sluit. Sure. En toe praat hy oor nog 'n persoon, Herbert Spencer, en 'n ander dominee wat saam met Andrew Murray in die land gereis het, 'n dominee Marchant, vertel een keer as hulle op pad na 'n ver afgeleë plaas, hy en Andrew Murray. Nou maak hulle 'n staning, hulle laat die perde bietjie uitspan en vreet en drink, en nou is daar 'n ernstige gesprek oor opvoedkunde. En Andrew Murray maak die kus hier voor op die perdekar oop, en hy haal 'n eksemplaar uit van hierdie Herbert Spencer se sosiologie. Nou het ek op universiteit daai vak gehad, ek kan glad nie eens onthou wat ek daar geleer het nie. En hy sê, ek is tans besig om iets te skryf oor die opvoeding van ons kinders. Nou maak ek 'n studie van hierdie persoon se boek. En ek wil die beginsels wat hy skryf oor die sosiale aanpassing van 'n kind, wil ek in hierdie boek vir ouers verduidelik. Dis die boek wat beskikbaar is vandag, Raising Your Children for Christ. As mense dit in die hande kan kry, dis steeds toepaslik op vandag se kinders. Want dit gaan oor beginsels, nie oor wat in die tyd. Ja, dis korrek. Ja, sure. En hy skryf aan 'n brief aan een van sy eie dogters, Kitty. Sy het onderwyseres geword oor die karaktervorming van kinders wat 'n onderwyser moet doen. En hy sê die belangrikste eienskap wat jy in 'n kind moet vorm is betroubaarheid. As die fundament van die kind nie betroubaar is nie, gaan die hele huis waarop gebou word in 'n kind se lewe in mekaar stort. Hy sê byvoorbeeld, as 'n stoel nie betroubaar is nie, kan niemand op die stoel sit nie. En God gaan jou verantwoordelik hou van die fondasie wat jy lê in kinders se lewens. Wow. Want hy verwag van jou dat jy die beginsel wat hy vir jou in die woord gee,
moet jy in daai kind se lewe kry dat dit deur die kind toegepas word. Elisabeth, wel is moontlik dat kinders se ouers daai goed verkeerd weet het en self nie betroubaar is nie, maar dat die kind dan nog steeds die regte goed kan loop leer by die skool, né? Dis korrek. En hy verduidelik nou vir sy eie dogter, want sy praat met hom daaroor en te sê, sy sukkel met hoe kry jy hierdie waarde vir die kind, en hy gee nou vir haar raad. En dan sê hy, dit gaan saam met die gevoel van 'n ontwikkeling van 'n persoonlikheid. 'n Kind moet weet dat hy sy eie persoonlikheid, maar hierdie persoonlikheid moet iemand met karakter wees. Want iemand wat karakter het, Christelike karakter, kan ander mense beïnvloed en baie hang af daarvan. Dit kan natuurlik vir jou ook 'n hoë dink van jouself gee, want in 'n geestelike lewe is 'n persoon met 'n sterk karakter kan baie nederig ander mense beïnvloed om ook 'n karakter te ontwikkel. Hy moet weet hoe baie afhanklik hy van God is en hy moet weet hoe dat die Here hom kan help om dit te doen. Hy moenie op sy eie insig staat maak nie. Dis 'n karakter. Die karakter van die kind moet weet hoe afhanklik is hy van God en hoe betroubaar kan die Here hom maak. En hy sê daarvoor, hy stuur vir sy dogter 'n boek oor gebed, waarin die skrywer nadelik lê en sê ons moet persoonlik met God kom praat oor dit wat die Here in ons lewens wil hê vir wie ons moet beïnvloed. En hy sê as God met jou praat en hy kom na jou toe, dan wil hy hê jy moet luister. Hy wil hê jy moet intensiteit hê of jy moet met intent, met aandag en met deursettingsvermoë hierdie ding toepas, want hy gaan vir jou die krag gee om dit te doen. En hy sê as gemeentes besluit, maar dis wat in hulle dorp nodig is. Hulle wil God se wil ken en dit doen. En hulle moet erns daarop toelê, dan sal hulle daarin slaag. Wat is die vorming van 'n karakter in 'n kind? Skryf hy vir haar. Dit is 'n volkome gevormde wil wat onderdanig is aan God se wil. Is dit nie 'n mooi konsep nie? Wow, dis beautiful. Dat jy 'n kind kan laat besef dat my wil moet so gevorm wees dat ek aan God se wil onderdanig is. En dit is wat die onderwysers in 'n kind moet belê. So en dan sluit hy af en sê dit is hoekom Jesus klem lê op in sy gebede wat sê Vader, laat U wil geskied. So jy moet in kinders hierdie beginsel lê. Vader, laat U wil geskied. Dit is die twee groot dinge wat in 'n kind se karakter ingebou moet word. Wat 'n wonderlike voorbeeld het hy gestel vir sy dogter en sy natuurlik vir die kinders wat aan haar sorg toevertrou is. Dankie Elisabeth, maar kom ons maak eers musiek. Elben Petersen wat vir ons sing, bid is sonder ophou, bid. En ek dink dit was een van die dinge wat Andrew Murray mense baie graag geleer het. Kom ons luister na Elben Petersen. Ek is besig om te gesels met Elisabeth Jordaan en ons gesels oor die geweldige insig wat ons Vader God vir die man Andrew Murray gegee het, en dat Andrew Murray absoluut besef het wat dit is wat eintlik die belangrike dinge was wat 'n kind moes leer op skool, want skool gaan tog nie net oor somme maak in geskiedenis onthou nie, nê. So die karakter wat gebou moes word. Elisabeth, dit is wat op daai man se hart was, om werklik onderwysers te motiveer om karakter te bou ook in kinders, né? Ja, want onthou Andrew Murray se betrokkenheid was by Christelike opvoeding. So hulle het Christenonderwysers opgelei. Dit was nie sommer net onderwysers soos vandag opgelei word nie. Dit was spesifiek met die doel om kinders te bedien met die evangelie. Ja. Dis waarom hulle die skole begin het, want daar was 'n veragtering in die kinders in die platteland. So daar was ook nog nie by al die plekke gemeentes nie en hierdie ouers het ver gewoon, dan begin hulle nou klein skooltjies, plaaskooltjies om die kinders te help. En een van sy groot goedes wat hy gesê het,
is hy wil hê kinders moet 'n helder begrip hê van die seën en die krag van 'n wil wat altyd gereed is om God se wil te doen. Sjoe. Dit was nie net vir kinders wat hy dit bedoel het nie, dit was sy oogmerk vir al die bediening wat hy gehad het, om te sê, dit wat Jesus gedoen het, en wat Jesus se uitgangspunt was, en sy woorde, ons moet so lewe, dit was wat hy probeer het. Hy wil mense voorberei vir die hemelse lewe, wat jy reeds op aarde kan hê, en hy het dit genoem, die hoër Christelike lewe. Dit was sy wat hy met groot mense ook gedoen het hy nou begin om in kinders te sê, en hy wou onderwysers dit leer, om dit te doen. So, aan die einde van Andrew Murray se lewe, in 1898, kry hy die eerste erkenning vir sy werk in die saak van godsdiens, sendingwerk en opvoeding, en die eerste universiteit wat dit vir hom gee, is sy eie alma mater in Aberdeen, Skotland, wat hy en sy broer as 'n kind gaan skool gaan het, en hulle het hulle eerste universiteitsopleiding 3 jaar daar gehad, en hulle gee vir hom die eregraad van Divinitatis Doctor. Dit is 'n DD vir 'n godsdiens doktergraad. Wow. En as huldeblyk vir sy wye invloed wat hy uitoefen dwars oor die wêreld deur middel van vele boeke oor teologiese en ander stigtelike onderwerpe. 9 jaar later val die soortgelyke eerbewys om te beet by die Universiteit van die Kaap te Goede Hoop, die eintlik wat nou is die Universiteit van Kaapstad, by wie hy die graad van dokter in literarum ontvang, literêre graad, met 'n eregraad, en hy kry dit as gevolg by 'n regter. Die regter, advokaat Sil, sê, Dominee Murray is deur die hele Suid-Afrika bekend as 'n prediker met 'n groot verstandelike krag en diep geestelike insig. In sy boeke wat in verskeie tale al vertaal is in Europa en Amerika, kry hy wye erkenning, en sy evangeliebediening strek nou byna oor 60 jaar. Andrew Murray was 'n ernstige voorstander van die stelsel van volksonderrig, en waarin die werk van die openbare skole versterk word deur die inrigting van 'n goed ingerigte skoolkoshuis. Dan vertel hulle hoe dat hy by Grey College invloed gehad het, nie net by die ouers nie, maar ook by die kinders en by die onderwysers, en dat hy by sy pligte as 'n leraar word hy die rektor van hierdie college, en hy neem kinders in sy eie huis in. Toe gaan hy voort, toe hy uiteindelik in Kaapstad was, daar was hy baie behulpsaam, byvoorbeeld by die oprigting van die YMCA, wat 'n Christelike mannevereniging of jongmannevereniging was, en dan natuurlik in Wellington. En so wil hy net sê, hulle wil vandag vir hom hierdie graad gee, eredoktersgraad, omdat hy so baie seuns en meisies en jong mense beïnvloed het om hulle lewenstaak uit te vind. So die NG Kerk het hom klaar geëer deur hom as 6 keer as moderator te kies weens sy godgeleerdheid en sy administratiewe gawes en sy raad en sy voorbeeld wat hy het in Suid-Afrika is onbeskryflik. En daarom verlang die universiteit dat sy naam Andrew Murray altyd aan die universiteit gekoppel sal wees deur hierdie graad. Wow. Wat hulle nou vir hom in letterkunde toeken. Wow. So ek wil net sê dat dit was vir my, ek het altyd gewonder, het hulle Andrew Murray erkenning gegee van dit wat hy gedoen het. So hier kry hy 2 doktersgrade, eredoktersgrade. En die hele ding, ek wil nou eintlik sê, Andrew Murray se bydra, ons het klaar nou alles geleer wat hy in die kerk gedoen het, ons wil bietjie praat oor Andrew Murray se bydra as 'n gewone Suid-Afrikaanse burger. Want daar lê nog 'n sleutel. Ons het nou gesien, hy het 'n sleutel gehad in die opvoeding van sendelinge om die hele Afrika te beïnvloed.
Hy het 'n sleutel gehad in hoe dat die kerk het gesê die leraar van 'n kerk bepaal of daardie kerk 'n sendinggemeente is of nie. En dan het hy die sleutel van die opvoedkunde ontdek en dis jy moet in die kinders 'n opvoeding belê, 'n Christelike opvoeding en vir hulle 'n fondasie gee waarvan af hulle kan werk. So dit was vir hom die heel belangrikste. En nou wil ons bietjie praat oor Andrew Murray en die ontwikkeling van die volk, die Afrikaner volk en dan die hele Suid-Afrikaanse volk in sy tyd. Want dit begin by die kerk en dan bou hy op, dan gaan hy na die skole toe, dan bou hy op, dan kom hy wat nou van die hele land. Wat gebeur in die land? Nou ons het vroeër begin praat en gesê dat die tyd waarin Andrew Murray geleef het, was 'n baie interessante tyd. Dit was die oploop na verskillende oorloë. 2 Anglo-Boereoorloë in Suid-Afrika en 2 wêreldoorloë wat vroeg in die 20ste eeu begin het. Alles in die opbou daarvan en dan die geestelike milieu waarin die tyd waarin Andrew Murray geleef het en die kerk se invloed op daardie geestelike milieu. En dan natuurlik vroeg in Andrew Murray se lewe het hulle te doen gehad met die liberale teologie wat die kerk wou verswak, wat die fundament van die kerk probeer verswak het, sodat die kerk nie stewig gestaan het op wie is Christus nie. Dis die fondasie van die kerk. Dis wie is Christus. En Andrew Murray het daarop gehamer. Maar nou sê Andrew Murray, kom ons kyk hoe ontwikkel 'n nasionaliteit. Dit was nou vir my toe ek dit lees baie interessant. Hier was 'n Engelse Lord Acton, het ergens gesê dat ballingskap is die teelaarde van die gevoel van nasionaliteit. So iets gebeur met 'n volk as hy in ballingskap ergens moet wegkruip. Nou as ons dit op vandag van toepassing maak, dan gaan daar vreeslike ooreenkomste wees met dit wat met die Afrikaners gebeur het en dit wat met die swart volke in ons land gebeur het en dit het dieselfde uitwerking gehad en dit het ook gebeur in ander lande in Europa en dwars oor die wêreld. So Andrew Murray sê hy het ook 'n lang afwesigheid gehad in Europa van sy 11de tot sy 21ste jaar. Dit was nie 'n ballingskap nie, maar hy het gaan studeer in Europa. En toe kom hy terug in sy hart met 'n brandende vaderlandsliefde. En nou moes hy die geleentheid verwelkom om die geestelike behoefte van sy eie landsgenote raak te sien, nie meer daardoor ver in Europa nie, maar hier in Suid-Afrika. En hy begin baie ywerig waar hy aangestel is, en hy word aangestel as 'n proponent in die Vrystaat, want hy's nog nie ouderdom waarop jy aangestel kan word as 'n predikant nie. Jy moet 22 wees as jy predikant is, en hy was toe nog nie eers 21 nie. So hy word aangestel, en vir 11 lang jare is hy die herder en leraar van gemeentes in die Vrystaat en Transvaal. Hy het dit so ywerig gedoen, dat hy sy eie gesondheid geknak het natuurlik, wat hy later in sy lewe aan dit gelei het. Maar hy het verskriklik lief geraak vir die Afrikaners in die Vrystaat en in die Transvaal. En dit kan gesien word aan sy briewe, aan sy manier hoe dat hy oor hulle praat, en hoe dat die gemeente in die Transvaal, wat nie 'n predikant gehad het nie, en hy hulle vrywilliglik gaan bedien het, vir hom omtrent, seker sonder vergoeding? Ja, om omtrent gesmeek het en gesê het, kom vat die herderstap op by ons in of Potchefstroom of Rustenburg of Lydenburg. En hy moes ongelukkig die beroep bedank, en hy het gesê die rede was nie omdat hy dink die moeite of die opoffering of die selfverloning sou vir hom te groot gewees het nie. Hy is bereid om enigiets te ly vir die naam van Christus,
Maar hy kan nie sy eie gemeente in die Vrystaat net los, dat hulle nie 'n herder het nie. En dis daar waar hy aangestel was, so hy kan nie dit net opgee nie. En hy sê, ek wil net vir julle sê, dit was nie 'n maklike besluit nie, want my hart is verknog aan julle. En julle bewoonheid, toe julle my vra, het my self in gebed en trane gelaat. So wees verseker, dat ek in my swakke gebed, nog steeds elke dag vir julle bid. So hy was so, sy liefde vir die mense onder wie hy gewerk het hom gedring om later van jare, toe dit moeilik raak vir die Afrikaners, vir hulle in te tree by die Britse regering. So hy begin deur net 'n brief te skryf aan of 'n artikel te skryf aan the Catholic Presbyterian in 1879, dis voor die Eerste Anglo-Boereoorlog. Hy skryf 'n artikel oor the Church of the Transvaal. En hy wil hê dat die Transvaalse boere, wat vreeslik deur die Engelse pers belaster word, want daar het nou klomp goed in Transvaal gebeur, en weet so, wil hy net sê, kom ek wys vir julle wie is die boere regtig. Nou skryf hy dit, en hy sê, daar was 'n artikel gewees, wat gebeur het in die tyd toe die Transvaal, toe die Britse regering die Transvaal geannexeer het, en die ou wie se naam daarbij betrokke was Sir Theophilus Shepstone, wat in 1877 sulke goed gedoen het, wat 'n baie wrang vrug afgewerp het, en gesê het, hierdie boere is ongeletterde barbare. Nou bring hy 'n ander blik, en hy sê, kom ons kyk na die godsdienstige sy van die karakter van die boer. Dit sal vir almal 'n groot openbaring wees, nou die Engelse beskryf hulle net as vyande van die Engelse en vyande van die inboorlinge. Hy sê, duisende van hierdie boere wat tydens die groot trek die kolonie verlaat het, was baie ernstig godsdienstig. En indien hulle nou nie die godsdienst beoefen het soos wat ons dit sou sê nie, het hulle daarom eerbied gehad vir godsdienst. En soos die gebruik was in die Nederlandse kerk, dit is die gereformeerde kerk, hy skryf nou vir 'n Engelse presbyteriaanse kerkgroep, was byna almal, as hulle die ouderdom van 16 of 18 bereik, lidmate van die kerk. Jy kan nie trou as jy nie 'n lidmaat van die kerk is nie. En voorbereiding om 'n lidmaat te wees beteken dat jy moet die katekisasie voltooi, so die begeerte om die Here te dien is lewend gehou in hierdie boere se lewe. Jy moet daarom die Bybel kan verstaan. Jy moet daarom 'n nodige godsdienstige kennis hê. En mense selfs daar ver in die Oos-Kaap in die kolonies het nog steeds baie ver van 'n kerk af gebly, 50 of 80 myl van 'n kerk. Dit is baie ver vir hulle net 1 of 2 maal 'n jaar daarom 'n erediens by te woon. En toe hulle nou oor die Oranje rivier trek, en hulle wil nou hulle onafhanklikheid hê met die groot trek, was daar baie min van hulle wat nie 'n Bybel en 'n gesangeboek saamgevat het nie. So nou op al die kampplekke kon jy elke Sondag hoor hoe dat hulle as 'n klein groepie saam erediens hou. En in die aande kon jy hoor as hulle huisgodsdiens hou en hoe dat hulle sing en bid en die Bybel lees. So hierdie mense was nie afvallig van die godsdiens nie. Ja. En daar was ook onder hierdie voortrekker manne mense wie se Christelike karakter baie versterk is as gevolg van die moeilikhede waardeur hulle is, en onder andere wil hy een man uitsonder, en dit is die een wat ons ken as Sarel Cilliers. In Engels, Charles Cilliers. En hy skryf, in 1862 was hy 'n ouderling in 'n kerk in die Vrystaat, en hy het saam met Andrew Murray Kaap toe gery om 'n synode
daar te gaan bywoon en op pad soontoe het Sarel se leeu vir hom vertel wat het by Bloedrivier gebeur. En hy het vertel hoe die verskriklike geveg wat gebeur het en hoe dat hy op daardie onvergeeflike Sondag, toe dit nou gebeur, met sy Bybel op die wakes geklim het en die gelofte afgelê het, waar hierdie manne wat daar in daai laar saamgetrek was, beloof het, hulle hierdie God van die Bybel sal hulle God wees. En as hy hulle vandag help, dan sal hulle hierdie dag altyd as 'n Sabbat vier. En hy het met ontblote hoof in gebed voorgegaan aan die Here en hierdie gelofte gemaak, dat as hulle vandag red van hierdie heidense oormag, dan sal hulle vir altyd sy volk wees. So hy sê daarna het hy besef dat hierdie volk het hierdie gelofte wat hulle afgelê het baie ernstig bedoel. Hulle het miskien gebrekkige kennis gehad. En die Calvinistiese Presbyterianisme was besonder geheg aan die Ou Testament. En hulle het miskien nog nie die onderskeid tussen die Ou en die Nuwe Testament regtig besef nie. Van hoe in die Nuwe Testament daar 'n nuwe bedeling gekom het met die nuwe verbond en die toepassing van die Heilige Gees in hierdie verbond nie. En dat die Ou Testament die skadu was van voorbereiding. So hy sê, ons moet nie wonder hoekom het hierdie ongeletterde en tog godvreesende mense nie 'n groot onderskeid gemaak tussen die verhouding van Israel tot die heidene in Kanaan en hulle eie verhouding as die kerk met ten opsigte van die heidense barbare, bedoelende die swart mense in Afrika nie. En dat hulle dit baie Ou Testamentagtig benader het toe hulle ingetrek het. En hulle was hulle volkome gewillig dat die heidene tussen hulle bly woon. Die moeilikheid was dat daar 'n geskil ontstaan het tussen die boere en Engelse sendelinge wat in die area gearbei het. Nou, ons gaan nie vandag in daai rigting praat nie, ons sal dit volgende week behandel. Maar die Engelse regering het ingekom en wou die boere kom red van die barbare. En die boere het gesê, maar ons het nie redding nodig nie. Die Here weet wat ons moet kom doen, maar hulle begrip van hoe hulle moet optree teenoor die swart mense was 'n Ou Testamentagtige begrip. Omdat hulle so min geestelike leiers gehad het wat verstaan het wat is die oorgang van die ou verbond na die nuwe verbond. En ek onthou jy het 'n ruk gelede gepraat met Isak Coetzee so 'n paar weke terug wat hy gepraat het. Andrew Murray het 'n boek geskryf, The Two Covenants. Dis 'n baie goeie boekie om in die hande te kry. Hy is nog steeds beskikbaar, so mense kan hom gerus bestel en bietjie self daarin lees van wat is die geweldige groot ding wat moet gebeur om die begrip te hê van die nuwe verbond. So ek wil net sê dat as ons hieroor praat, kom ons probeer verstaan wat het in die gedagtes van hierdie boerebevolking omgegaan. Wow, Elizabeth, dit is geweldige belangrike goed wat jy nou praat, want ek dink selfs in ons moderne tyd van ons volkswees in Suid-Afrika, met al die verskillende nasionaliteite en alles, is dit belangrik om hierdie goed te verstaan. Dat ons kan verstaan wat was die fondasie van alles van die begin af, en dat die bedoeling nooit 'n botsing was nie, dit was samewerking, nee. Ja, en dit was ook veral dat mense moet iemand hê wat hulle uit die Bybel uit met die krag van Jesus Christus, die krag van die Heilige Gees begelei. Daar sy. En as jou kerkgenootskap nie verstaan wat die werk is van die Heilige Gees om mense op Jesus te fokus nie, dan verloor jy die krag van die evangelie
om mense buitekant jou te bedien met die evangelie. Amen, amen. Elisabeth, daarmee moet ons ongelukkig afsluit en mama, baie dankie weer eens vir jou geweldige harde werk wat jy insit in die voorbereiding. En vir hierdie program sluit ons dan vandag af, kan jy glo, met die Soweto String Quartet en hulle sing vir ons Oh Happy Day. Wat 'n heerlikheid is dit nie, as almal op dieselfde bladsy kan kom vir wie ons Here God is en wat sy bedoeling met ons is. Mag ek en jy dit ook weet en verstaan? En dankie dat jy saamgekuier het vandag op die lig. Volgende week maak ons weer so, tot 'n volgende keer.